Goeiedag, baie welkom by die pad van die hart. Hier gaan dit om die pad te vind na jou hart toe en vanuit jou hart te begin leef. Daar is 'n ontwikkelingsteorie en hoor of dit vir jou sin maak. As jy gebore word, is die eerste wete wat in jou posvat dat ek iets het om nodig het om te oorleef. Ek kan nie sonder kos nie, ek kan nie sonder hitte nie. Nou hierdie wete is nie iets wat in jou verstand gebeur nie, want jy kan nog nie dink nie. Dit is iets wat in die oerbrein lê, in die reptiliën, die deel van die brein wat jou outomatiese funksies reguleer. Soos byvoorbeeld jou asemhaling, jou spysvertering. So dit is daardie oerinstink in jou om te oorleef en te wil leef. So kom ons noem dit 'n wete. Dit lê in jou selle. Ek het iets nodig. Maar dan is die volgende gewaarwording of wete, ek het iemand nodig. Want ek kan dit nie self kry nie, ek kan nie loop nie, ek kan nie opstaan nie, ek kan nie beweeg nie. En ek het iemand nodig. Nou wat daardie persoon van my dink is baie belangrik. As die ingesteldheid teenoor my nie positief is nie, dan gaan ek dit nie kry nie, as hulle nie omgee nie. So hulle moet omgee, hulle moet iets dink van my. En dan vind jy uit, maar ek kan dit beïnvloed. Ek huil. Instinktief, as ek honger is, huil ek. Want dit het 'n invloed op die persoon en sê vir die persoon, sien my raak, help my, jy beïnvloed. So hier is die 3 groot faktore wat ek het, wat ander van my dink en die invloed, die beheer wat ek kan uitoefen, bepaal my lewe. Dit is deur Thomas Keating beskryf as die 3 groot energiesentrums in die lewe. Dit is waaruit die siel, die babietjie die dinamika waaruit die babietjie bestaan. En hieruit skryf elke een van ons vir onsself 'n geluksprogram. Ons dink, ek sal baie gelukkig wees as ek dit in die hande kan kry. Wat mense van my dink is belangrik. Ek het ander nodig, ek kan dit nie self in die hande kry nie, ek moet guns kry, ek moet 'n kontrak kry, hulle moet iets dink van my. En dan die beheer wat ek kan uitoefen, die invloed wat ek kan uitoefen, om dit te kan kry. En op 'n unieke manier het elke een van hierdie 3 wat ek besit, wat ek kan beheer, om bewonder te word, om goed gedink van te kan word op 'n unieke manier, elkeen 'n verskillende waarde aangeheg. Hierdie goed raak vir ons belangrik. Ons vind ons lewe in dit. Dit gaan verder as dit. Dit het 'n invloed op die vorming van ons identiteit. Ek begin in myself te dink in terme van wat ek het, of van wat ander mense van my dink, of van wat ek kan doen, wat ek bereik het, wat ek tot stand gebring het. Die invloed, die posisie wat ek het. Al 3 hierdie faktore is groot in ons almal se lewens. Op 'n verskillende manier werk dit in ons, hierdie geluksprogram. En hier is die probleem. Dit werk nie eintlik nie. Dink daaraan. Jy wou dit so graag gehad het, hè? Daai posisie, daai kar, daai huis. Jy wou so graag die invloed uitoefen en jy het. En jy sit vandag heel moontlik met die goed wat jy so graag wou gehad het, 'n dekade of wat gelede. En is jy vervuld? Het dit vir jou die geluk gebring wat jy gehoop het vir jou dit sal bring? Dit het vir 'n rukkie.
En dan is dit asof ons nie daai tevredenheid kan kry nie, ons kry net nie daai vervulling nie. Hier is die probleem, dan dink ons meer van dit, sal dit dalk vir my kan gee. Maar dit kan nie, hierdie lewe wat ek vir myself skep, hierdie lewe, hierdie met ek dink, ek weet wat ek ten diepste nodig het, en ek weet wat ek moet doen om dit in die hande te kan kry, maak my gefrustreerd. Die babatjie begin te huil. Ek het my siel tot bedaring gebring. Want daar's onrus. Want ek het nie gekry wat ek wil hê nie. Hoekom nie? Want ek kan dit nie reg kry nie. Ek probeer te beïnvloed, ek probeer te beheer. En ek probeer ander mense beïndruk, maar kom net nooit, ek kry nie genoeg, ek kry nie die guns nie, en ek kry dit nie reg om dit te kan beheer nie. Dit wek die onrus in ons harte. Iemand het eendag gesê, 'n definisie van malligheid, insanity, is om te dink dat meer van dieselfde sal uiteindelik 'n baie groot verskil in ons lewe maak. Daar's 'n ander pad. En Jesus sê dit. Hy sê, as jy die lewe wil red, wat jy het, as jy die lewe wil behou of wil kry wat jy dink, vir jou die lewe sal gee, al die goed, dan gaan jy jou lewe verloor. En dis presies wat met ons gebeur. Maar as jy dit laat gaan, dan sal ek vir jou 'n lewe gee. Dis groot woorde, van watter lewe praat hy van wat ons moet laat gaan? Dit is hierdie babatjie se lewe. Dit is om te identifiseer met die babatjie. Nou, in die middeleeue het hulle begin praat van ongeordende gehegthede. Dit is dat ek so vashou, verknog raak aan 'n begeerte om te besit, aan goed te wil kry en te dink dat ek daardeur die lewe sal kry, om beheer te wil uitoefen. So dis nie verkeerd om te wil hê nie, dis die oerbrein, dis die instink wat in ons is om te wil oorleef. Ek het goed nodig, ek het diep koneksies nodig, ek het aanvaarding van mense nodig. Maar dit is, hoe belangrik word dit vir my? Hoe geheg is ek aan dit? Dis net ongeorden. Augustinus het gesê, ons harte is onrustig in ons. Die babatjie huil, om die beeld van Dawid te gebruik. En ons sal hom nooit kan stil kry, ons sal nooit tevredenheid te kan bring nie, behalwe as ons rus vind in God. Ons soek eintlik iets wat ons al reeds het. Ten diepste is jy aanvaar, dink hy alles van jou. In jou hart weet jy dit. Ek is sy kind. Hy is my vader. Hy is my moeder. Hy gee om vir my. Hy sal vir my sorg. Hy sal sorg dat ek kry wat ek het, wat ek nodig het om te lewe. Die lewe begin heeltemal anders te raak. As jy dit kan insien, as jy dit kan laat gaan. So jy word uitgenooi om nie net meer te wil kry van wat jy dink jy die nodigste het in die lewe nie. Daardie diepere behoefte, dis om uit die siel, dis om uit die babatjie uit te leef. En dit is om net meer en harder te probeer om te kry wat jy in die hande het. En ongelukkig is die meeste van ons selfhelpliteratuur wat beskikbaar is, net daarop ingerig om jou te help om 'n beter indruk te skep. Is daarop ingerig om jou te help om beter beheer uit te oefen, om te beïnvloed, om te manipuleer, sodat jy kan kry wat jy wil hê. Daar is 'n ander manier om alles te laat gaan, oor te gee, daai diepste behoefte in hom te kry. En dit is hoekom die Psalm, dis hoekom Dawid
skielik draai en sê ek het die babietjie stil gemaak, hoop net op God. Vir altyd. Hoop net op hom en kyk net na hom. Want jy kan eintlik nie self die babietjie stil maak nie. Hy moet jou help. En hy sal jou help. En jy moet in jouself, in hom, die berusting vind. Die wete hê, dat eintlik kan ek nie self nie. En waarna ek soek, gaan my nie ten diepste kan bevredig en stil maak nie. Dit lê net by hom. So, ons basisbeoefening is om net te gaan sit, plek te kry, te sit, jou oë toe te maak, jou aandag op jou asemhaling te plaas, die assosiasie te maak dat hierdie asem wat ek nou het 'n geskenk is van lewe wat van hom afkom. Jesus, die woord, by jou asem, dit net oor jou stembande te laat gaan. Jesus, Jesus, dit is die Jesus gebed te bid. Is 'n teken van jou totale afhanklikheid. Ek kan nie self nie. Ek kyk na U en ek roep na U om my te help. En dit te doen totdat daar 'n mate van verstilling kom, dan kan jy alles laat gaan en jy wees net saam met hom. Die oomblik wat jy bewus raak dat jy weer aan ander goed begin dink en jy weer begin, hoe gaan ek dit regkry? Wat moet ek doen? Plaas jou aandag net weer op jou asem en laat dit gaan. Laat dit gaan. Hierdie beoefening is eintlik 'n oefening om van die kop af na die hart toe te beweeg. Dis eintlik net om die baba tot bedaring te bring. Rustig te maak, stil te maak. En deur die dag, wanneer jy onrustig raak, wanneer jy skielik angstig is, kan jy vir 'n oomblik net terugkeer na jou asem toe en dink vir 'n oomblik. Hoekom is ek nou so onrustig? Het dit te doen met wat ek nie kan kry nie, met die beheer wat ek nie kan uitoefen nie, met dit wat ander nou van my dink. Erken dit, sien dit net vir wat dit is en probeer om dit te laat gaan. Want as jy jou lewe kan laat gaan, as jy daai lewe kan prysgee, in vertroue dat hy die lewe vir my sal gee, dat hy dit sal doen. Dit beteken nie ek doen niks nie. Dit beteken dat hy gee vir my guns. Dit beteken dat hy maak die deure vir my oop. Dit beteken dat dit wat ek wil kry, wil ek nie meer net vir myself kry nie, maar ook vir die goedheid van ander. En ek het nie almal se guns nodig nie, ek kan dit nie kry nie. So ek laat dit gaan, ek gee dit vir hom. Dit is iets van wat die pad na die hart toe behels. Dis 'n plek van vryheid, dis 'n plek van vrede. Ons gaan voort op hierdie pad na die hart toe en vanuit die hart te leef.